OK julle, ons gaan aan met Daniël 4, bevel van Nebukadneser sy droom van die groot boom en sy kranksinnigheid. Koning Nebukadneser, aan al die volke en nasiestale wat op die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. Dit behaag my om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het, te verkondig. Hoe groot is sy tekens en hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en sy heerskappy is van geslag tot geslag. En Nebukadneser het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in my paleis. Ek het 'n droomgesig gesien wat my verskrik het. 'n Droombeelde op my bed en die gesigte van my hoof het my verontrus. Daarop is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring dat hulle my die uitleg van die droom bekend kan maak. Toe het die geleerdes, die besweerders, die galdeërs en die waarseers gekom, en ek het hulle die droom vertel, maar hulle het nie sy uitleg my nie bekend gemaak nie. Totdat uiteindelik Daniël voor my ingekom het, wie se naam Beltesar was, na die naam van my God, en in wie die gees van die heilige gode is. En ek het hom die droom vertel. Beltesar, owerste van die geleerdes, van wie ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is, en dat geen enkele geheim vir jou kwel nie. Vertel my die droomgesigte wat ek gesien het, naamlik die uitlegging daarvan. Wat nou die gesigte van my hoof op my bed betref, ek het gesien en kyk, daar was 'n boom in die middel van die aarde, en sy hoogte was groot. Die boom het groot geword en sterk, en sy hoogte het tot aan die hemel gereik, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was. Sy blare was mooi en sy vrugte baie, en aan hom was vir alles voedsel. Onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek, en in sy takke het die voëls van die hemel gewoon. Ja, alle vlees is daardeur gevoed. Ek het in die gesigte van my hoof op my bed gesien, en kyk, 'n bode, naamlik heilige, het uit die hemel neergedaal. Hy het hardop geroep en so gesê: Kap die boom om en kap sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte. Laat die diere onder hom uitwegvlug en die voëls uit sy takke. Maar laat sy penwortel in die aarde staan, en dit met 'n band van yster en koper in groen gras van die veld. En laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en saam met die diere deel hê aan die plante van die aarde. Laat sy hart anders word as die van 'n mens, en 'n dierehart aan hom gegee word. Laat 7 tydperke voor hom heen gaan. Op 'n besluit van die bodes berus die bevel. En 'n woord van die heiliges is die saak met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel. Dit is die droomgesig wat ek, koning Nebukadneser, gehad het, en jy, Beltesar, sê my die uitlegging, omdat al die wyse manne van my koninkryk my uitlegging nie kon bekend maak nie. Maar jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniël, wie se naam Beltesar was, 'n oomblik verstom gestaan en sy gedagtes met hom verskrik. Die koning het daarop gespreek en gesê: Beltesar, laat die droom en die uitlegging jou nie verskrik nie. Beltesar het geantwoord en gesê: My heer, mag die droom u haters en sy uitlegging u teenstanders oorkom. Die boom wat u gesien het, wat groot en sterk geword het, en waarvan die hoogte tot aan die hemel gereik het, en wat vir die hele aarde sigbaar was, en waarvan die blare mooi en die vrugte baie gewees het, en waar die voedsel vir alles aan was, waaronder die diere van die veld gehou het, en die takke waarvan die voëls van die hemel gewoon het. Dit is u, o koning, wat groot en sterk geword het, wie se grootheid toegeneem het en ryk tot aan die hemel, en u heerskappy tot aan die einde van die aarde. En dat die koningbode, naamlik 'n heilige, uit die hemel sien neerdal het met die woorde: Kap die boom om en
verwoes hom, maar laat sy penwortel in die aarde staan, en dit met band van yster en koper, in die groen gras van die veld, en laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en sy lot saam met die diere van die veld wees tot 7 tydperke oor hom heen gegaan het. Dit is die uitlegging, o koning, en dit is die besluit van die Allerhoogste, wat oor my Heer, die koning, kom. Hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet. En u sal deur die dou van die hemel nat gemaak word, en 7 tydperke sal oor u heen gaan, totdat u erken het dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. En dat hulle bevel gegee het, om die penwortel van die boom te laat staan. U koningskap sal vir u bestendig wees, vandat u erken het dat die hemel heers. Daarom, o koning, laat my raad u welgevallig wees, en breek met u sondes deur geregtigheid, en met die ongeregtighede deur genade te bewys aan die elendiges, as daar 'n verlenging van rus moet wees. Dit alles het oor koning Nebukadnesar gekom. Aan die einde van die 12 maande, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë en tot die verheerliking van my majesteit nie? Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadnesar, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem. En hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees. Hulle sal jou plante laat eet, soos die beeste, en 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadnesar. Hy is uit die mensdom verstoot, en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat sy hare lank geword het, soos die vere van 'n arend, en sy naels soos die van voëls. En na verloop van tyd het Nebukadnesar my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het hom, die Allerhoogste, geloof, en hom, wat ewige lewe, geprys en geëer, wie sy heerskappy 'n ewige mag, en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? In die tyd het my verstand in my teruggekeer, en wat die eer van my koningskap betref, my majesteit, my glans het in my teruggekeer, en my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek, en ek is in my koningskap herstel, en buitengewoon grootheid is vir my toegevoeg. Nou prys ek Nebukadnesar, en ek roem en eer die koning van die hemel, en al sy werke is waarheid, en sy paaie is reg, en hy kan verneder die wat hulle in trotsheid wandel. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 5, die fees van koning Belsasar, die hand teen die muur. Koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers, en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwervoorwerpe te bring, wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel van die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar 'n vinger van 'n mens se hand tevoorskyn gekom, en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe.
en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaatskleur van die koning verander, en sy gedagtes het hom verskrik, en die gewrigte van sy heupe het losgeraak, en sy knieë het teen mekaar geslaan. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die Galdeërs en die waarseers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê: Enigeen wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper bekleed word, en 'n goue ketting sal om sy hals wees, en die derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Belsasar die baie verskrik geword, en sy gelaatskleur het aan hom verander. Ook sy maghebbers was in verwarring. Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebber het die koningin in die eetsaal ingegaan, en die koningin het begin spreek en gesê: Mag die koning in ewigheid lewe, laat u gedagtes u nie verskrik en u gelaatskleur nie verander nie. Daar is 'n man in u koninkryk, in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u vader is verligting en insig, wysheid soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het u vader, koning Nebukadnesar, hom as owerste van die geleerdes en die besweerders, die Galdeërs, die waarseers aangestel, u vader, o koning. Omdat in hom voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is, om drome uit te kan lê, raaisels op te los, en die knoppe los te maak in Daniël, aan wie die koning die naam Belsasar gegee het. Laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Toe is Daniël voor die koning gebring. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê: Is jy Daniël, wat by die Judeer ballelinge behoort, wat die koning, my vader, uit Juda gebring het? Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Nou net is die wyse manne, die besweerders, voor my gebring, om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak. Maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie. Maar ek het jou gehoor dat jy uitlegging kan gee en knoppe kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper bekleed word, en 'n goue ketting sal daar om jou hals wees, en jy sal derde in rang in die koninkryk heers. Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê: U kan u gawes maar vir u self hou, en u geskenke aan u ander gee. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Wat u betref, o koning, die Allerhoogste God het aan u vader Nebukadnesar die koningskap en die grootheid en die heerlikheid en majesteit gegee, en vanweë die grootheid wat hy hom gegee het, het al die volke, nasies, tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou, het hy gedood, en wie hy wou, het hy laat lewe, en wie hy wou, het hy verhoog, en wie hy wou, het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het, en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en sy heerlikheid is van hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het soos die van diere geword, en hy het saam met die wilde esels gewoon. Hulle het hom plante laat eet soos beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, tot hy erken het dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens, en daaroor kan aangestel wie hy wil. Maar u, Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet, maar u het u verhef teen die hemelse Vader van die hemel, en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring, en u het u maghebbers en u vroue en u byvroue
het wyn daaruit gedrink, en u het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor nie, en weet nie, maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Toe is u deur hom nie deel van die hand gestuur om hierdie skrif te skrywe. En dit is die skrif geskrywe is Mene, Tekel, Upharsin. Dit is die uitleg van die woorde. Mene, God het u koningskap getel en daar 'n einde aangemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee. Toe het Belsasar bevel gegee en hulle het Daniël met purper beklee met 'n goue ketting om sy hals en aangaande hom openlik uitgeroep dat hy as derde in rang in die koninkryk sou heers. In dieselfde nag is Belsasar die koning van die Galdeërs gedood. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 6, Daniël in die leeukuil. En Darius die Meder was 62 jaar oud, toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel, wat in die hele koninkryk sou wees, en oor hulle 3 ministers, van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers van die landvoogde uitgemind, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind, met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Toe het hierdie ministers en die landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk het en die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbond bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat die bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van die Meders en Perse onherroepelik is. Hierom het die koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie 'n verbod geskrywe dat elke een wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige gode of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas volgens onherroepelike wet van die Meders en Perse. Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, Daniël, een van die Judeese ballelinge, het hom aan u, o koning, en aan u verbod wat u geskrywe het nie gesteer nie, maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Toe die koning die woord gehoor het, dit vir hom baie mishaag, en hy het planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die
koning bestorm aan die koning gesê, weet o koning, dat dit 'n wet van die Meders en die Perse is, dat elke verbod en verordeninge wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie. Toe die koning bevel gegee en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God wat jy geduldig deur vereer, jou verlos. En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê, en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg, toe dit lig geword het, opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegg van die lewende God, was jou God, wat jy geduldig deur vereer, in staat om jou van die leeu's te verlos? Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe het die koning baie bly geword en 'n bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. En die koning het bevel gegee, en hulle het daardie manne gebring, wat Daniël aangekla het, en hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi. En hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeu's het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel. Toe het koning Darius aan die volke en nasies en tale, wat op die hele aarde woon, geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my woord bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe, en sidder voor die God van Daniël, want hy is die lewende God, en hy bestaan in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy duur tot in die einde toe. Hy verlos en red, en doen tekens en wonders, in die hemel en op aarde, hy wat Daniël uit die mag van die leeu's verlos het, en hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius, en onder die regering van Kores en die Pers. Tot sover.